Blaartjie en die boksie. Die teekamer is volgepak van ou mense. Vir elke ou mens is daar 'n loopraam of 'n ding. Ai, sies tog. Dis ook maar 'n storie van 'n ander aard. Die teekamer is oorvol van mense. So asof daar 2 mense vir 1 moet wees. Dit is pensioendag. Die anties kan 'n koffie bestel en kry 2 pannekoeke verniet. Ek sit in 'n hoekie net onder 'n skildery van 'n blom wat op 'n trap lê, net so langs 'n traan. Dis tragies, dink ek. Kan ek help? Vra die vrou met die mooiste grys hare wat by die toonbank werk. Kan ek 'n koppie tee kry? Net dit, dankie, sê ek en glimlag. Ek bring vir jou pannekoek, gratis en verniet, sê die gryskop vrou. Ek is nog jonk, sê ek. Dit maak nie saak nie, sê die vrou. Later sit ek met 'n pot tee en 2 pannekoeke voor my op die tafel en bekyk die bejaardes. By die tafel net onder die venster wat op die groot druiwepreel uitkyk, sit 'n antie en langs haar sit 'n blonde krulkop dogtertjie. Die dogtertjie het 'n vrolike bont somerrokkie aan, 'n paar wit veter toeruig skoentjies en 'n strik in die hare. Sy staar na my. Die antie langs my vat haar hand aan die skouer en sê dat sy moet ophou staar en haar pannekoek eet. Die dogtertjie kyk na die antie, glimlag en eet die pannekoek. Maar die een oogie het 'n wil van sy eie en die bly loer na my. Dit maak my ongemaklik want kinders hardloop gewoonlik weg wanneer hulle my sien of hulle gaan aan die huil. Die gedagte is nog nie eens by my verstand uit nie. Toe staan die dogtertjie langs my. Wat is jou naam? Vra ek. Blaartjie. Weet jy wat dat ek alles weet? Vra Blaartjie vir my. Hoe bedoel jy, Blaartjie? Mag ek langs oom sit? Jy mag. Blaartjie se blou oë kyk vir my aan met 'n diep kyk. Blaartjie, kom sit hier by ouma, jy kan nie by vreemdes sit nie, skree die antie van die venster se kant af. Dis nie 'n vreemde nie, ouma, ek ken die oom al baie lank, skreeu Blaartjie terug. Die ouma staan op, loop in my rigting om vir Blaartjie te kom vat. Ek soek na woorde wat ek vir die antie kan sê, maar die woorde wil nie kom nie. Stil bly, is al. Kom Blaartjie, kom ouma se kind, kom sit en drink jou milkshake, sê die antie. Ouma, kan ek net nog 'n rukkie by die oom gesels? Vra Blaartjie. Die antie kyk na my en vra of dit reg is. Ek gee glad nie om nie. Hierdie is nie 'n kind wat voor my sit nie, maar heeltemal iets anders wat ek nog nooit in my hele lewe gesien het nie. Kan ek vir oom asseblief iets vertel? Vra Blaartjie. Natuurlik. Lank gelede het ek in 'n woud gewoon. Saam met my in die woud het 'n ou oom gewoon en saam met die ou oom het 'n wolf gewoon. Die wolf was die oom se beste vriend. Die oom kon wolwetaal praat, vertel Blaartjie. My mond val oop en ek kyk na die skildery met die blom en die traan. Ek ken die oom wat daardie prentjie geteken het. Hy kom van Suid-Afrika af. Hy het eendag vir my gevra dat ek die woud vir hom moet gaan wys. Blaartjie, waar kom jy aan die stories? Vra ek verbaas. Dis nie stories nie, oom. Dis die waarheid. Maar toe ek in die woud gewoon het die wolf oom altyd na my toe gekom en 'n veer of 'n klippie vir my saamgebring en gesê dat dit die waarheid in hulle lê. Ek het dan die veer en die klippie in 'n boksie onder my bed weggesteek, sodat niemand dit kan steel nie.
Waar is die boksie met die klippies en die vere nou? Vra ek. Iemand het dit gevat en weggegooi. Toe ek teruggekom het na hierdie leeftyd toe, het 'n tannie dit weggegooi. Sy het gesê dat dit van die bose is, vertel Blaartjie. Was dit van die bose? Vra ek. Nee oom, die vere en klippies was my goeie vriende. Die ou oom in die woud was ook my vriend, maar hulle is nou weg. Waarheen het hulle gegaan, vra ek. Na 'n ander leeftyd toe, sê Blaartjie. Dis asof ek in 'n ou mens teekamer sit en droom. My woorde is min. Blaartjie, kom eet jou pannekoek, skree die auntie van die venster af. Ek kom, ouma. Oom, mag ek vir hom asseblief 'n guns vra? En die vraag sit so diep in Blaartjie se oogies. Vra. Kan oom asseblief my kussie met die vere en klippies gaan haal, so wat Blaartjie? Waar moet ek dit kry? Oom sal weet, want oom is die woudman wat dit vir my gegee het, sê Blaartjie en lag uitbundig. Blaartjie, skree die ouma. Ek sal dit vir jou gaan haal, sê ek. Blaartjie huppelstap deur die tafels, gepak met ou mense en pannekoek, tot by haar ouma. Ek sien dat ouma streng en ernstig met Blaartjie praat, omdat haar aandag by my vasgesteek het. Maar dis asof Blaartjie nie eens worry nie. Blaartjie loer weer na my, gooi haar duimpie in die lug en glimlag. Na 'n rukkie staan ek op en gaan staan by die toonbank om te betaal. Blaartjie kom staan weer langs my, bedei dat ek moet buk, sodat sy iets in my oor kan fluister. Sy maak haar handjies bak en fluister in my oor. Ons lag. Soos ek by die teekamer uitstap, verby die venster met die prieel en Blaartjie wat vir die laaste keer vir my waai, weet ek dat ek haar boksie met die waarheid gaan haal en dit vir haar gee. Dan sal almal sien.